Goeiemôre broers en susters en kinders. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag elkeen van julle, waar julle ook mag wees, op 'n besondere manier die teenwoordigheid van die Here ervaar. Ons aanvangswoord vanoggend kom uit Psalm 126, 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos die droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil, terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Geliefdes, genade en vrede vir julle van die Here ons God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy wat die omstandighede van ons lewe verander. Hy wat ons lot verander. Hy wat ons laat lag en sing, na moeite en swaar kry. Amen. Kom ons loof die Here nou met vonklied 71, die eerste, tweede en derde strofe. Groot is U trou, o Heer, my God en Vader. Oh
Gemeente, ons luister vanoggend na die Here se woord uit Matteus 13, vers 44 tot 52. Voordat ons na die gedeelte luister, laat ons eers saam bid. Here onse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons is vanoggend hier saam in U naam. Dankie dat U ons versorger is. Dankie dat U ons verlosser en Here is. Dankie dat U ons trooster is, die een wat ons lewe nuut maak en ons lei op ons lewenspad. Ons buig vanoggend voor U in aanbidding saam met gelowiges oor die hele wêreld en bring aan U al die lof, dank en eer wat U toekom. U die ewig getroue, genadige, barmhartige. Baie dankie dat ons lewe mag leef in die wete dat U by ons is en dat niks ons van U liefde in Christus Jesus kan skei nie. Ons nader tot U in die wete dat daar tans soveel mense in ons land en in die wêreld is wat in nood is, wat swaar kry en ellende ervaar. Dit is veral die lang skadu van COVID-19 wat oor mense val en hul lewe bedreig, maar ook hul daaglikse bestaan. Vir sommige is daar uitkoms, maar so baie is aan hulle eie lot oorgelaat. Ons kom bid saam met alle gelowiges, alle mense. Ontferm U, Here, oor ons. Wees ons genadig. Ons dankie dat U deur die woord en gees ons leer, bemoedig, troos en lei om in hierdie moeilike tyd te leef. Here Jesus, verlig asseblief ook vanoggend ons lewenspad met U lig, sodat ons met U hoop en troos ons lewe mag leef. Here God, mag ons hoor wat U sê, goed daaroor nadink, dit bidend aanvaar, om deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, ons lewe te mag leef. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak. Maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Liewe kinders, Jesus vertel vir ons van 'n skat in 'n saailand en van 'n waardevolle parel wat iemand raakloop. Ek gaan nou vir julle 'n ware storie vertel. Ek wil hê julle moet na 3 foto's kyk op die skerm en mooi luister na die storie wat ek vir julle vertel aan die hand van hierdie foto's. Liewe kinders, kyk mooi na die foto wat op die skerm verskyn. Wat is dit wat julle daar sien? As jy nie weet wat dit is nie, vra vir pappa of mamma, dalk weet hulle.
Kom ek vertel vir jou die ware storie oor dit wat jy hier op die skerm sien. Dit is die jaar 1867. Lang terug. Erasmus Stephanus Jacobs, 'n 13-jarige seun van die plaas De Kalk, naby Hopetown, het so tussen die Karoo-bossies en die ysterklippe op sy pa se plaas eendag geloop. Skielik vang iets wat blink sy oog. Nuuskierig gaan kyk hy wat so blink. In die sand lê dit, een van die blinkste klippe wat Erasmus nog gesien het. Opgewonde steek hy sy fonds in die sak. Hy het sy ouers die klippie gewys, een van baie ander gekleurde klippies wat hy al opgetel het. Die klippie wat skitter in die son het egter sy ma se aandag getrek en sy het haar buurman Skalk van Niekerk daarvan vertel. Toe hy dit sien, het hy vermoed, die klip is die fonds van 'n leeftyd, van sy leeftyd, iets van onskatbare waarde. Hy wou dit graag koop, maar Erasmus se ma het gesê hy kan dit maar hou, as hy dit so graag wou hê. Skalk van Niekerk het dit na 'n handelaar, John O'Reilly, geneem, wat onderneem het om vas te stel wat dit is. Maar die Joodse handelaars op Hopetown en Koelsberg het gesê dis niks werd nie. John O'Reilly het dit byna weggegooi, maar 'n Koelsbergse amptenaar, Lorenzo Boys, het gemeen dis 'n diamant. Stuur dit na Dr. Atherstone in Gramstad, het hy voorgestel. Die klippie is toe in 'n onverseelde koevert met die poskar na Dr. W.G. Atherstone, 'n kenner van minerale, gestuur. Hy het vasgestel dis 'n diamant van 21,25 karaat of 4,25 gram. Die ontdekking was nog geen sensasie nie, want daar was nie sekerheid of daar diamantvelde in die gebied is nie. Die naam van hierdie diamant is Eureka. Dis die eerste diamant wat in Suid-Afrika gevind is. Eureka kom van 'n ou Griekse woord wat beteken 'n uitroep van vreugde of satisfaksie as jy iets vind of ontdek. Hierdie diamant is deur die goewerneur van die Kaap, Sir Philip Woodhouse, vir £500 gekoop. Hy het dit saam met hom na Engeland geneem en daar laat slyp. En op 16 April 1946 is dit op 'n veiling verkoop vir £5,700. In 1967, 100 jaar later, vandat die diamant gevind is, het De Beers Maatskappy dit teruggekoop en dit word tans in die Kimberley Myn Museum vertoon. Dalk is daar al van julle wat hierdie museum besoek het en hierdie diamant gesien het. Liewe kinders, aan die hand van hierdie storie waarna ons geluister het, herinner Jesus ons ook vanoggend aan die grootste geskenk wat ons ontvang het en waaroor ons elke dag bly moet wees. Hy noem dit die koninkryk van die hemel. Daarmee bedoel Jesus dat God ons koning is en dat God oor ons lewe regeer. En dat ons in Jesus en dit wat hy doen en alles wat hy ons leer vir God self raak sien en God se woord hoor. En ons moet ons lewe dankbaar leef uit hierdie skat wat ons ontvang het. Ons moet mooi kyk na Jesus, altyd onthou wat hy gedoen het. Ons moet luister na wat Jesus vir ons geleer het
en ons moet altyd so lewe, soos Jesus van ons vra. Here Jesus, baie dankie vir die kosbare skat wat ons deur U ontdek, wat ons van U ontvang, wat ons lewe verander en waaraan ons mag vashou. Dankie dat U vir ons leer en wys dat U Vader die koning van ons lewe is. Baie dankie dat ons vanweë hierdie skat ons lewe met blydskap mag leef. Bewaar ons asseblief daarvan om te begin vergeet hoe belangrik hierdie skat is en dat ons hierdie skat nie uit ons hande sal laat glip nie. Help ons dat ons nie aan dinge sal begin vashou wat niks met die koninkryk van U Vader te doen het nie. Ons wil graag lewe soos U, Here Jesus, ons kom wys en leer het, sodat mense kan sien ons behoort aan ons hemelse Vader en sodat Hy in alles verheerlik sal word. Dankie Here Jesus, dat ons U mag volg in ons lewe, dat ons kan sien wat U doen, dat ons kan hoor wat U sê en so ons lewe mag leef. Amen. Gemeente, ons dien die Here nou met ons bankoffer en ons doen dit met dankbaarheid en met vreugde vir die voorreg om deel te kan hê aan die koninkryk van die hemel. Die spesiale deuroffer vanoggend is vir die Alta de Tooi en Eljare nasorginrigtings. Ons bydraes maak dit moontlik om 'n verskil te maak in gestremde volwassenes se lewens wat nie op hulle eie kan bestaan nie. Op die elektroniese kerkraadsvergadering gehou op 14 en 15 Julie vanjaar is die volgende lidmate onderskeidelik tot oudeling en diaken vir wijk 1 verkies. As oudeling Koenraad Matthijssen en as diaken Elisabeth Matthijssen. Ons wens vir Koenie en Kinnie baie geluk met hulle verkiesing, met die bede dat die Here vir hulle duidelik sal lei in oorweging van hierdie amp waartoe hulle verkies is. Ons gee ook hulle name aan die gemeente deur vir goedkeuring. Lidmate wat nie klokslag ons weeklikse gemeentenuus per e-pos kan ontvang nie en graag 'n gedrukte kopie wil hê, moet asseblief hieroor met die ouderling of diaken van die wijk skakel. Ons wens graag ook die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae hierdie week. Eerstens vir Annette Coukroft van Oeverberg te huis, die 31ste Julie. Ons groet ook vir jou Annette en ons wens jou alles wat mooi en goed is toe met jou verhuising na Pretoria en na jou familie toe. Mag die Here vir jou ook daar ryklik seën en vir jou krag en sterkte gee vir jou lewe en jou pad vorentoe. Baie dankie vir alles wat jy en Charles vir ons beteken het in ons gemeente en vir julle meelewing. Veral ook in wijk 2. Wijk 2 se verjaarsdag vir Angelique Moller die 30ste Julie, Welna Kuiler die 31ste Julie. Driekus Human, wijk 4 die 1 Augustus en Appelskraalwijk Cornelis Leroux die 29ste Julie en Frans Verviljoen die 30ste Julie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend in aansluiting by die kindermoment, die kinderverhaal ook 'n verdere verhaal vertel van 'n diamant waarby Skalk van Niekerk betrokke was. 2 jaar later in 1869 het 'n Griekwa skaapwagtertjie 'n pragtige diamant van 83,5 karaat opgetel op Sandfontein, Hopetown op die walle van die Oranje rivier en dit aan Skalk van Niekerk gewys. Toe Skalk van Niekerk dit sien, het hy geweet, dis nog 'n groot fonds. En hy het alles wat hy gehad het aan hierdie skaapwagtertjie aangebied om hierdie diamant in besit te kon neem. Dit was 500 skape, 10 osse en 'n perd. En hy het hierdie diamant gaan verkoop vir 11.200 pond. In hierdie twee gelykenisse van die kosbare skat wat op die land gevind word en die van die kosbare parel wat die handelaar gevind het, vertel Jesus vir ons
hoe waardevol die koninkryk van die hemel vir ons is. En wil hy vir ons sê, dat wanneer jy dit ontdek en verstaan, dat God homself aan ons bekendstel, sy kennis vir ons gee in en deur die lewe van sy seun, dit wat hy leer en dit wat hy doen, dat die vreugde daarvan so groot is, dat dit jou hele lewe verander. Dit is soos Paulus sê in Filippense 3 vers 7, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Dit vind ons ook by die disippels, wanneer Jesus hulle roep, en hulle besef wie die een is wat hulle roep, en wat die waarde daarvan is om hom te volg. Hulle los alles net so, en volg hom. Die vraag wat hierdie gedeelte aan elkeen van ons stel vanoggend is die volgende. Hoeveel is dit wat God vir ons bied, vir ons werd? Sien ons raak dat dit wat God vir ons bied, die koninkryk van die hemel, sy kennis, dit wat hy in en deur Jesus Christus aan ons bekend maak, dat dit soos daar die kosbare skat en daar die kosbare parel is, dat dit van oneindige waarde is. En leef ons daarom met die diepe dankbaarheid en opregte vreugde, omdat ons hierdie skat van God ontvang het, omdat ons dit ontdek het, omdat God dit aan ons gegee het. En hou ek met alles wat ek het, vas aan hierdie skat. Of is dit dalk nie eerder waar, dat ons hande so vol ander goed is, waarin ons vashou nie, waarin ons verbete vashou nie, wat ons nie wil laat los nie, wat meebring, dat daar eintlik nie plek vir die koninkryk van God in ons lewe is nie. Kom ons neem ook kennis wat Jesus hier aan die einde van hierdie gelykenis vertel met die gelykenis van die treknet. Die treknet beeld die gang uit van God se koninkryk deur die eeue, deur die wêreld. Die bediening van Jesus en van sy disippels en van sy kerk sal voortgaan in hierdie wêreld. En die vangs is groot. Maar in die vangs is alles nie bruikbaar nie. Sommige vis is oneetbaar. Volgens die Levitiese wetgewing is ander vis onrein. In die vangnet word opgevang gelowiges, maar ook skyngelowiges. Maar dit is nie vir ons om te oordeel nie. Die eindoordeel geskied deur God self. Die belangrike is dat vandag genadetyd is. Dat vandag die tyd van God se koninkryk is. En dat ons in ons hande die grootste en kosbare skat van sy koninkryk in ons hande het. Liewe broer en suster, laat hierdie koninkryk van die hemel, hierdie koninkryk van God, jou ontdek. Laat toe dat God jou wys hoe kosbaar, hoe groot hierdie skat is. Laat die vreugde van hierdie ontdekking in jou lewe so groot wees, dat dit inderdaad opnuut jou lewe, ons almal se lewe verander, sodat ons alles sal los waarin ons vashou, en dat ons eerder sal vashou aan hierdie nuwe skat, die lewe in Christus Jesus. Vir sy disippels vra Jesus aan die einde, verstaan jy dit? Verstaan julle dit? Aan elkeen van ons, verstaan jy dit? En hulle antwoord ja. Hulle besef, hulle weet, Jesus is die enigste leermeester. En dat God in en deur sy seun Jesus, sy kennis in hierdie wêreld versprei. Ons weet dat Jesus gekom het om die skrifte
die Ou Testament vir ons nie te kom interpreteer, sodat ons vandag mag leef uit hierdie interpretasie, en dat die skrifte vir elke nuwe tyd nuut interpreteer kan word, ook vandag, om iets te verstaan van die grootsheid, die heerlikheid van die koninkryk van die hemel, van die lewe in Christus Jesus, wat God vir ons moontlik gemaak het. Hoe bevoorreg is ons nie om te mag leef uit alles wat God ons in Christus geleer het nie. Amen. Here onse God, ons dankie vir die voorreg wat ons gehad het om voor U tot rus te kom, om in die teenwoordigheid te kon verkeer, om U lof te kon besing, om na U woord te kon luister, en nou ook weer tot U te mag bid. Ons dankie vir 'n lewe in die koninkryk, vir 'n lewe met vreugde, omdat ons daaraan deel het. Ons kom bely ons swakheid voor U as mense. Ons insig is so beperk. Ons val so maklik. Ons hou so styf vas aan dinge, aan goed wat roes en wat vergaan. Ons word so maklik oorweldig deur ons eie koppigheid en selfsug. Ons word tans oorweldig deur COVID-19. Ons hospitale word oorweldig met pasiënte en dit plaas druk op alle mediese personeel en versorgers. Ons land se ekonomie ly daaronder. Daar is soveel werksverliese, daar is soveel mense sonder inkomste. Daar is soveel vooroordeel en skeiding en selfs haat. Vrees neem beheer oor ons lewe en dryf ons al hoe meer van mekaar af. Daarom bid ons, Here, wees ons genadig. Maak ons vry van vrees en bekommernis. Maak ons vry van die dinge wat skeiding bring tussen U en ons. Ons kom bid dat U ons sal lei en sal help om te leef uit die vreugde van die ontdekking van die skat van U koninkryk, wat U in Christus laat kom het. Dat U ons sal help en lei om ons lewe as veranderde mense te leef, mense wat vashou aan U beloftes van trou, ongeag alle omstandighede. Ons dankie dat ons in hierdie tye waarin ons bevind, met die sekerheid mag leef, niks kan ons van U liefde in Christus skei nie. Ons kom bid die gebed wat U ons geleer het om te bid van kleins af. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Gemeente, in antwoord op die Here se woord, sing ons nou lied 492, die eerste en die tweede strofe. In U is vreugde, vrede en vreugde. He will be bound of
Ontvang nou die Here se seën en gaan leef u lewe in vreugde en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.